In hierdie video gaan ons nou kyk na vraag 3 van hierdie vraestel. So hulle gee vir ons f van x, daar is 'n paraboolse vergelyking want daar is 'n x kwadraat, so ons weet dis die standaard formaat van dit. En dit vra ons moet bepaal wat hulle daar vir ons gee, die gemiddelde veranderingstempo van f oor die interval x en x plus h, en baie belangrik, vereenvoudig jou antwoord so ver as moontlik. So ons wil ontslaa raak van enige breuke of hakkies in die som. So, as ons kyk na hierdie, lyk hierdie baie soos die formule vir die eerste afgeleides. Die enigste gedeelte wat nie hier is nie, is dat die eerste afgeleide is gelyk aan die limiet van h nader aan 0. So dit beteken net eintlik dat ons nog steeds gaan doen wat ons doen met eerste afgeleides vanuit eerste beginsels. Ons gaan net nie die finale antwoord kry, die afgeleide nie, en ons gaan ook nie 0 in h se plek gaan sit nie. So, wanneer ons dit gaan toepas, kort ons eers ons f van x plus h. So dis gewoonlik ietsie wat ek hier langs die kant doen, f van x plus h, en dit beteken enige plek waar jy x sien in die oorspronklike vergelyking, moet jy dit gaan vervang met f van x plus h. Hierdie kan ons ook eers vereenvoudig. So jy kan die shortcut vat of jy kan dubbele hakie vat. Die shortcut beteken kwadreer die eerste term, maal die twee goed in die hakkies met mekaar, maal met 2, en dan kwadreer die laaste term. En dit spaar ons so 2 stappe as ons die shortcut goed kan toepas. En daai is dan ons f van x plus h. Baie belangrik net om te dubbelcheck dat ons wel hierso reg uitgemaal het. As jy hier 'n foutjie maak, gaan dit definitief jou antwoord affekteer wat jy later gaan kry. Ons kan ook net gaan kyk wat moet ons eintlik hier kry. So indien ons die eerste afgeleide sou kry, sou ons die eksponent maal met die koëffisiënt, en dan sou ons 1 geminus het by die eksponent. So ons moet definitief iets in daai lyn kry vir hierdie som. So, nou gaan ons die formule gaan toepas. Ons gaan nie die limiet h nader aan 0 gaan skryf nie. En ons gaan vervang nou alles wat ons het. En dan minus ons die oorspronklike grafiek, baie belangrik, ons minus dit in hakkies. Die oomblik as ons dit doen, gaan hierdie minus maal 'n minus verander na 'n plus toe, so 'n minus 2x en 'n plus 2x gaan uitkanseleer, en dieselfde geld as ons die minus met die minus maal, daai is 'n plus 2, en dit kanseleer uit met die minus 2. In hierdie stap is dit ook belangrik om te kyk dat alles wat nie 'n h in het nie, uitkanseleer, en dit los ons met 'n minus 4xh min 2h kwadraat, alles op h. As ons die eerste afgeleide vanuit eerste beginsels gedoen het hier, sou ons ook 'n gemeene faktor uitgehaal het, so die stappe bly maar eintlik baie dieselfde. En hierdie gemeene faktor haal ons uit sodat ons kan ontslaa raak van die breuk, en dan kry ons antwoord. As hulle gevra om die eerste afgeleide vanuit eerste beginsels te kry, sou ons nou nog 'n 0 hier in h se plek imagine het. Ons gaan vul dit mos nou nie daar fisies in nie, en dan sou ons antwoord net die minus 4x gewees het, en ons kan sien daarbo as ons die toets doen, dat ons wel by die minus 4x uitgekom het. Nou vir 1 punt is die opvolgvraag, bepaal vervolgens. So, dit beteken mos nou wat ons in die vorige vraag gedoen het, of ons moet dit wat ons in die vorige vraag gedoen het gebruik in hierdie som. Nou vra hulle bepaal dieselfde, maar met die limiet wat h nader aan 0 beweeg, of met die limiet van h wat nader aan 0 beweeg. So, ons gaan dan sê die limiet van h nader aan 0, en ons vorige antwoord was die minus 4x minus 2h,
en dan gaan ons finale antwoord net minus 4x wees. So hierdie vraag vra eintlik dat ons nou die eerste afgeleide bepaal. En dan wanneer ons het die limiet van h nader aan 0, gaan jy in jou kop imagine dat jy 'n 0 in enige plek van h gaan insit. So hierdie kanselleer heeltemal uit en ons bly dan oor met ons eerste afgeleide. In die volgende som sê dit nou vir ons bepaal die eerste afgeleide indien f van x gegee word. Hier hoef ons nou nie dit vanuit eerste beginsels te doen nie, so ons kan die shortcut gebruik, maar om die shortcut te gebruik, moet ons net eers seker maak dat ons vergelyking in die regte formaat is. Dit beteken dat ons wil ontslaa raak van hierdie wortel en ons wil ontslaa raak van x onder die breek, ons wil hom boontoe bring. En wat baie belangrik is dat ons dit in terme van x doen. So hierdie pi kwadraat wat ons hier agter sien, moet ons ook net onthou dat dit is nie 'n veranderlike nie. Dit is nie 'n x of 'n y wat 'n onbekende waarde is nie. Dit het 'n eintlike waarde. So dit is net so goed soos 'n 2 of 'n 3 of enige getal wat daar aan die agterkant staan. So, die eerste ding wat ons wil doen is, ons wil ontslaa raak van hierdie wortel. So, dit gaan geskryf word as x tot die mag 2 op 3. So, wat ook al buite die wortel is, raak altyd die noemer wanneer ons ontslaa raak van die wortel. Dan, eksponensiële wette sê, enige grondtalletjie wat onder die breek staan, mag boontoe geskuif word, maar sy teken moet net verander en pi kwadraat bly net hy is daar. Nou dat ons al die x'e bo die lyn het en ons is ontslae van al die wortels, nou kan ons begin met die eerste afgeleide deur die reël toe te pas. So hierdie reël sê dat ons die eksponent gaan maal met die koëffisiënt. So dit los ons met 2 op 3. En dan gaan ons 1 aftrek by die eksponente. So hierdie kan jy op jou sakrekenaar doen as jy onseker is, maar dit gaan ons los met minus 'n derde. Dan gaan ons weer by die volgende term eksponent maal met die koëffisiënt. Dis positief 15 en dan minus 1 by die eksponente. So dit raak x tot die mag minus 6. Die konstante waardes val elke keer weg wanneer ons die eerste afgeleide doen. So hierdie raak net so goed soos 'n plus 0 aan die agterkant, maar ons skryf nou nie dit nie. En dan gewoonlik verwag hulle van julle om eksponente in positiewe vorm te los. So jy gaan net nog een stappie ten minste moet hê. Hier is reeds 'n breek. So daai x tot die mag 'n derde skuif onder saam met die 3 in by jou breek. En dan 15 gaan bo bly want hy het 'n positiewe eksponent en die x gaan onder toe beweeg want hy het die negatiewe eksponent. En dan het jy jou 4 punte in die sak. Die volgende gedeelte van hierdie vraag word ons 'n diagram gegee en hulle sê ons het f van x, so dit is die rooi grafiek. En ons kan sommer sien dis 'n eksponensiële grafiek se vergelyking. Hulle gee vir ons 'n punt A, dit kan ons ook sien op die diagram. En dit sê dit lê op grafiek F, ons kan hom sien daarso. En dan sê hulle vir ons f en g is simmetries om die lyn y is gelyk aan x. Dit moet dadelik vir ons sê dat hulle is ook eintlik die inverse van mekaar. Die eerste vraag vra vir ons, bepaal die waarde van P. P is in die vergelyking. Ons het P as 'n veranderlike, f van x is ook eintlik in die plek van y, en dan het ons ook 'n x. So dit beteken dat ons eintlik 'n koördinaat wil gaan instel in x en y. Die koördinaat, die enigste een wat hulle vir ons gee, is koördinaat A. En dit kan ons gaan instel in x en y se plekkie.
En om vir P alleen te kry, want die vraag sê los op vir P of bepaal die waarde van P, dan kan ons die vierkantswortel gaan doen aan die ander kant. En as ons dit vereenvoudig, dan kry ons dat P is 5/3. Die volgende vraag vra vir ons bepaal die vergelyking van G. Hulle sê nie hier spesifiek dat dit die inverse is nie, maar die feit dat hulle vir ons gesê het dat dit is simmetries oor die lyn y is gelyk aan x, beteken wel dit is die inverse. So, huidiglik weet ons die vergelyking van f is 5/3 tot die mag x. Vir die inverse beteken dit dat x en y moet omruil. En dan weet ons ook dat die inverse van 'n eksponensiële grafiek is 'n loggrafiek. So die reël gewoonlik om van 'n eksponensiële vergelyking te gaan na 'n logvergelyking. Die reël sê die eksponent is gelyk aan log van die grondtal en dan die ander getal. En daarom is g van x hierdie logvergelyking. So ons het gesê dit is die eksponent is gelyk aan log van die grondtal en dan die ander getal aan die ander kant. Die volgende vra vir ons vir die definisiegebied en die waardegebied. Dit is net so goed soos definisieversameling en die waardeversameling. Hierdie is spesifiek van grafiek F. Ons gaan nou gaan kyk waar hy sit. So, die definisieversameling en die waardeversameling. As ons gaan kyk waar die grafiek van F lê, dan sien ons dis 'n eksponensiële grafiek. Hy lê hier aan die negatiewe kant van die x-as en hy lê ook aan die positiewe kant van die x-as. En ons weet ook 'n eksponensiële grafiek het nie daar 'n asymptoot vir sy x-waardes nie en daarom kan ons sê x is 'n element van reële getalle. Dan vir sy waardeversameling. As ons nou gaan kyk na die vergelyking, dan sal die vergelyking al reeds vir ons sê wat die waardeversameling is, want daar is nie 'n kie-waarde nie. Gewoonlik as daar 'n kie-waarde is, dan is dit die y-asymptoot. In hierdie geval is daar niks, so dis net so goed om te sê y is gelyk aan 0 vir die asymptoot en ons kan baie duidelik sien dat die grafiek lê bo y is gelyk aan 0. Dis belangrik om te onthou dat die vergelyking y is gelyk aan 0 is ook die vergelyking van die x-as. Dit lê bo die x-as en daarom kan ons sê dat y is groter as sy asymptoot. Die volgende vraagie sê, H word gevorm indien f 2 eenhede na regs geskuif word. En ons gebruik die grafiek van f, skryf die vergelyking van h van x neer, so ons weet f is op die oomblik 5/3 x. Dan is dit gewoonlik 'n bietjie makliker as ons kyk na die x-as. So die x-as raak kleiner aan hierdie kant en groter na daai kant toe. Hierdie is die linkerkant en daai is die regterkant. So as dit 2 eenhede na regs skuif, is dit 2 eenhede waarmee dit na die groter kant van die x-as skuif en daarom gaan ons hier by x -2 gaan skryf. So die verskywing op die as is gewoonlik die teenoorgestelde teken in die vergelyking vir die x-bewegings van die grafiek. En dan die laaste enetjie, wat is die vergelyking van die asymptoot van h? Daar is steeds geen kie-waarde by h nie, so kie is eintlik gelyk aan 0, so die y-asymptoot gaan ook gelyk wees aan 0.